Hallo, dis Maurits en Marinda van Open Woord Bediening. Ons is besig om saam met u te lees deur die boek Openbaring. Tot dusver het ons al 11 hoofstukke gedoen en vandag gaan ons verder na hoofstuk 12. Ek wil net vir u sê dat die skrifaanhalings en die gedeeltes wat ons lees hier kom verkieslik uit die 1933-53 Afrikaanse vertaling. En ek verwys heel dikwels na die King James vertalings met die Strongs verwysingsnommers by. Om seker te maak dat ons 'n skerp omlynde beeld verkry, sal ek stop en die skrif ondersoek of verklaar sover dit binne my moontlike of binne my bereik is. Ons het nodig, as ons besig raak met die skrifte en veral die boek Openbaring, dat ons harte, ons verstand en ons ore tot beskikking van die Heilige Gees stel, want dit is die poorte waardeur die openbarings wat vervat is in die boek op ons harte geskryf kan word. En die Heilige Gees is die skrywer. Nou, ek glo dat die hele Bybel, van die wat die eerste woord in die Bybel is, tot in die Amen, die laaste ene in Openbaring, is deur God gegee om ons ingelig te hou. En dit het baie meer vir ons te doen wanneer ons op die plek kom en ons begin verstaan wat die belangrikheid en die impak is wat hierdie skrifte en hierdie inligting op ons lewe behoort te hê. En voor ons dan begin, vra ek, Here, sal U met ons spreek deur die Heilige Gees? En ons vra Here dat U ons sal help om ons harte op U gerig te hou. Help ons Vader om te hoor wat die Gees in die gemeente sê. Ons gaan voort en ons gaan lees Openbaring 10, maar voor ons daar uitkom, kom ons gaan kyk net terug na waar ons vandaan gekom het. Hoofstuk 1 het gepraat van wie is die skrywer en wie is die skrywer van die boek. Het vir ons verduidelik waar die illustrasies plaasvind en waar die oordrag van informasie vandaan kom en plaasvind. Wie is teenwoordig daar? Hoofstuk 2 het gepraat. En die eerste 4 gemeentelike briewe wat God deur Jesus Christus aan die gemeentes gestuur het, opgeneem. Hoofstuk 3 is 'n rekord van die laaste 3 boodskappe aan die 7 gemeentes. Hoofstuk 4 het 'n 3 ledige aanslag, want dit praat en is hoofsaaklik die volgende. Dit praat van wat was, wat met ander woorde geskiedenis is, dit wat is, wat huidiglik op daai oomblik vir Johannes in sy daglikse of in sy lewenstyd plaasgevind het, en dan die dinge wat kom, wat profeties is. Hoofstuk 5 het vir ons gewys die boekrol in die regterhand van God, wat verseël is met 7 seels, wat voorop en agterop beskryf is. Dit is die titelakte van die aarde. Jy moet gaan luister na die besprekings oor hierdie hoofstukke om hierdie informasie goed alles op te tel. Hoofstuk 6 praat oor die oopmaak van die eerste 6 seels, en dan is daar verposing, want hoofstuk 7 praat nie nou van die oopmaak van die 7de seel, het praat van die 144.000 Israeliete, 12.000 uit elkeen van die stamme, en dan die ontelbare menigte wat voor die aangesig en die troon van God in die troonkamer in die raadsaal van die konings gesien is. Hoofstuk 8 praat van die opening van die 7de seel, het praat van die goue wierookbak en die blaas van die eerste 4 van 7 basuine. Nou hierdie eerste 4 basuine se invloed en oordeel is op die aarde, met ander woorde die aarde wat die lewensmiddele voorsien aan die mense. Dis die aarde waar ons op leef in die omgewing met die gras en die diere en die see en al hierdie dinge wat gebeur met die eerste 4 basuine vind die oordeele plaas in hierdie area. In hoofstuk 9
is vir Basyne nommer 5 tot 7 en dis die eerste oordeele op die aarde wat direk fokus op die wêreldbevolking. So hier's 'n klemverskywing wat plaasvind van hoofstuk 8 na hoofstuk 9. Die implikasie sê dit vir my die volgende: dat die eerste 4 seels gaan oor die omgewing en hulle moet dus met ander woorde vir ons illustreer dat God nie onmiddellik wil ingaan en dat hy nie onmiddellik die mens wil vernietig nie, maar dat hy die mens wil waarsku. Dus hierdie eerste 4 basyne is waarskuwings. Die tweede 3 basyne is wanneer die oordeele van God die mense op aarde tref. Ons het dit dusver het ons van hoofstuk 1 tot hoofstuk 11 deurgegaan. Hoofstuk 10 het gegaan oor die sterk engel uit die hemel met die klein oop boekie in sy hand. Hoofstuk 11 het gegaan oor die 2 getuies en dan die 7de basyn. Kom ons kyk wat gebeur vandag. Hoofstuk 12 gaan oor die vrou en die draak. Openbaring 12 vers 1 sê, en 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger, en het uitgeroep in haar weë en baringsnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae. Weereens sien ons hierso in vers 6, 3,5 jaar. Die groot teken wat in die hemel verskyn om hierdie vrou te identifiseer, moet 'n mens kyk na die omskrywing van haar. Die son het haar bekleë, die maan was onder haar voete. En dan hier is 'n belangrike leidraad, op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Nou ons weet dat die volk Israel 12 seuns en 12 stamme gehad het. En die Bybel sê sy was swanger, het uitgeroep in haar weë en baringsnood. So hierdie Israel, die nasie Israel wat geïdentifiseer word in vers 1, het binne-in homself of haarself 'n baba gehad wat gebore moes word. Okay. En nou sien 'n mens in vers 3 en 4 word omskryf effektief Satan soos ons hom ken, die groot vuurrooi draak. En kyk hoe werk hy? Hierdie vuurrooi draak werk met 7 koppe en 10 horings. Met ander woorde, hy het 7 demoniese magte of 7 aardse magte, 7 koninkryke of 7 groepe persone wat saam met hom werk. En tussen hulle is daar 10 horings, koppe. Nou ons weet, Jesus Christus is die enige gebore seun van God. Hy is die koning van die konings. Hy, nie hulle nie. Hy is die koning van die konings en hy is die Here van die leerskare. Okay. En hier staan die omskrywing van Satan en dat 'n derde van die sterre van die hemel. Nou sterre het heelwat of 'n paar betekenisse in die Bybel. Onder andere verwys 'n ster na een van in die fisiese riem kan dit verwys na 'n asteroïde wat in die hemel is. Maar as jy kyk, as hy 'n derde van die sterre of die asteroïdes van die hemel meesleep en hulle op die aarde gooi, is die moeilikheid op aarde.
Maar kyk na die tydsberekening hierso. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om te baar. Weet jy wat? Satan het geweet dat Jesus Christus gebore sou word uit die nasie Israel uit. Daarom staan hy gereed om die kind te verslind sodra sy gebaar het. Maar Openbaring 12 vers 5 sê, hy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. Kyk mooi, die manlike kind, is met ander woorde die een wat al die nasies, die hele wêreld sal regeer. En haar kind is weggeruk na God op sy troon. Nou, die Bybel sê hierso, as hy weggeruk is, die kind is weggeruk na God op sy troon. Onthou, Satan is sy trawante in sy 7 afdelings wat saam met hom probeer om heerskappy op die aarde te vestig. Hierdie 10 horings of hierdie 10 samewerkers of meelopers van hom of koninkryke of nasies, is 'n hele spul van hulle met ander woorde. En hy het 'n derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle is op die aarde gegooi. Dit wil sê die draak staan op aarde, want hy's bang hierdie kind kom in die lewe, en sodra die kind in die lewe kom, weet hy hier is die een wat die aarde met die ysterscepter sal regeer, en hy weet dat hy hom moet vernietig in die vlees. Maar hy kry dit nie reg nie, want God ruk hierdie kind weg na homself en na sy troon toe. Nou vers 6 sê dan, en die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is. Luister mooi, die mensie, God maak 'n plek gereed vir die vrou wat Israel is, dat hulle daar sou onderhou vir 3,5 jaar of 1260 dae lank. Openbaring 12 vers 7, en nou praat dit van hoe Satan op die aarde neergewerp is. Daar staan, en daar het oorlog in die hemel gekom. Luister mooi, die plek waar die oorlog plaasvind is in die hemel. Wie is betrokke? Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Soos hierso net so gestop is, 'n bietjie dink oor hierdie ding. Ons het nou net gelees in die vorige gedeelte 12 vers 5 en 6, dat die Satan het 'n derde van die engele saam met hom gesleep en is op die aarde neergegooi, en hierso wil hy die hele skepping ontwrig deur die kind wat uit Israel gebore uit sou word, wat Jesus Christus is, om hom te verslind en te verniel en te vernietig. Ekskuus tog, maar hierso is nou 'n terugverwysing. Dis amper asof hierdie gedeeltetjie wat ons nou lees moet inpas voor vers 5 en 6, want hier praat dit van die draak en sy engele was in die hemel. In ander woorde, in Michael en sy engele voer oorlog teen hulle, kon nie oorwin nie, hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. So, hulle word toegang tot die hemel ontsê, en die groot draak is neergewerp. Dis die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Nou kyk mooi na hierdie beeld wat hier geskep word. Ekskuus tog, Satan word uit die hemel uitgewerp. Nou dis dieselfde Satan wat aanvanklik die slang was, om homself vermom het as 'n slang in die tuin van die Eden, wat Adam en Eva tot 'n val gebring het. Sy naam is duiwel en Satan. Wat doen hy? Hy verlei die hele wêreld. Vers 10 sê dan, nou het die heil en die krag en die koningskap. Dit beteken, as jy mooi gaan kyk na hierdie storie, wat het die slang vermag deur Adam en Eva
in die tuin van Eden te oorwin. Hy het die mag verkry en die reg verkry om die heerskappy op aarde te voer. En hy kon dus, omdat hy dit steel van Adam en Eva af, en van die mens af, het hy die heil, die krag en die koningskap gehad. Nou, toe hy neergewerp word, toe word hierdie krag en koningskap gaan dit terug na die oorspronklike eienaar, die oorspronklike skepper daarvan, en kry Christus die mag oor Satan, oor al die plekke waar Satan opereer het, omdat die Satan neergewerp is, en hy nie meer voor God kan staan en ons beswaarder en beskuldig en alles nie. En dan vers 11, en hulle het hom oorwin. Kyk die wapens van die oorwinning, deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Dis 'n vreemde stelling, nie? Tot die dood toe het hulle lewe nie lief gehad nie. Hulle wapens van hulle stryd waarmee hulle oorwin is die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. En hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad. Beteken hierdie ouens wat hier beskryf word in hierdie laaste geveg, na Christus Jesus nou gekom het en sy koningskap en sy troon gevestig het. Dus hierdie gedeelte verwys effektief na die wegraping waar Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die leerskare, op aarde nog nie sy troon gevestig en nog nie sy koninkryk gevestig het met Jerusalem as setel nie. En hier's 'n groep mense, met ander woorde, wat die bloed van die lam en die woord van hulle die getuienis wat hulle dra tot hulle sal sterf. Tot die dood toe het hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom, vers 12 gaan dan nou aan en sê, daarom wees verheug, o hemele en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Sien ons nie daai aksie baie duidelik in ons tyd, in hierdie sekondes en in hierdie ure en hierdie datum 2026 Junie maand, sien ons nie antisemitisme groei en die haat, onnatuurlike, ongegronde haat teen die Jode, teen die volk van Israel, teen hierdie vrou wat die seentjie gebaar het. En hier staan dit opgeteken in die Bybel, en dit was 2000 jaar terug opgeteken, dat dit wat jy vandag sien, gaan gebeur. En toe die draak sien dat hy neergewerp het, het die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. Nou die vrou wat die seentjie gebaar het, was nie fisies net die enkele vrou nie, maar die vrou wat die draer was van die genetiese pool, wat ek wil sê amper, waaruit Christus se voortspruit kom uit Israel uit. Geen ander volkie. Okay, maar die twee vlerke van 'n groot arend is in die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na 'n plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. Hierdie is die laaste 3,5 jaar van die laaste 7 jaar periode, voordat Christus weer op sy voet op aarde sit, op die Olyfberg. Ekskuus tog. Dan word die volk Israel, die oorblyfsel, word gevat en deur God beskerm in 'n plek wat God berei het in die woestyn, sodat die slang aan nie kon sien nie, en die Here verskuil die vrou Israel in die tyd vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. So 'n tyd is 'n jaar, tye is nog 2 jaar en 'n halwe tyd is 6 maande, so is 3 jaar en 6 maande of 3,5 jaar. Okay, en die slang
vers 15 sê, die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aangegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom. Kyk, dit is baie mooi, dis nie Suid-Afrika of Amerika of een of ander nasie of die Europese Unie of die Verenigde Volke en nasies se goeders wat die vrou te hulp kom nie. Die aarde maak sy mond oop, sluk die rivier in, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoerend op die vrou. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van Christus bewaar, van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. En ek het op die sand van die see gaan staan. Nou, amper wil ek sê, as jy kyk en as jy, Johannes, hierdie goed raak vir my te veel, dan heb ek 'n bietjie rustigheid gaan soek daar in die lawaai van die branders. Right. Kyk baie mooi na hierdie omskrywing, dat onthou die vrou, wat Israel is nou deur God beskerm en weggegaan, en nou wat maak die draak? Hy is vertorend op die vrou, en omdat hy haar nie in die hande kan kry nie, gaan hy weg, om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Wat is hierdie nakomeling? Die wat die gebooie van God bewaar, die getuienis van Jesus Christus hou. In ander woorde, dit is die mense, ekskuus, laat ek net hierdie dingetjie stel vir u. Die Christenskap, die wedergeboorte, is gebore uit Christus Jesus uit. Dis gebore uit die volk Israel uit, wat die draer was van die poel wat Jesus sodat Jesus voortgebring kon word vanuit die volk Israel, deur God. Nou, Jesus is die outeur en die redder en die een wat vir jou en vir my wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Dit is hy wat die sentrale persoon is en persoonlikheid is, wat vir wie ons volg. Met ander woorde, hierdie vers 17 sit by definisie sê, as die vrou wat Israel is, in die vorige verse van vers 12, 13, 14, 15, weggesteek is deur God, nou wie toe draai die vyand dan nou? Die draak. Hy is kwaad vir die vrou, maar hy sê, alright, as ek haar nie in die hande kan kry nie, as ek hierdie Israeliete of hierdie Jode nie in die hande kan kry nie, dan gaan ek teen die Christene oorlog voer. En ek het op die sand van die see gaan staan, sê Johannes, hy sê, hierdie dinge was so erg, ek moes wel 'n bietjie rus kry, nie? So, nou ek hoor graag van u, as u enige kritiek, opbouende kritiek asseblief, oor hierdie spesifieke skrifgedeelte het, of as dit die informasie en openbaring het, wat God u gegee het, wat die Here vir u gegee het, om toe te voeg, tot dit wat hier opgeteken is. As jy so iets het, skryf aan my, by openmywoord@gmail.com, openmywoord@gmail.com, kyk aan die onderkant van hierdie skyfie, is daar die adres, stuur dit soontoe, ek hoor graag van u, lees graag u openbaring, sodat ek ook 'n groter insig kan verkry. Seën van die Here op u. Dankie Vader, dat ons hierdie geleentheid gehad het, om hierdie boodskap of hierdie hoofstuk ook te kon lees, en alhoewel daar baie dinge is, wat ons nie sien en verstaan nog nie, Here, bid ek, dat u, deur u Gees, op ons harte en ons gemoed en ons menswees sal broei, en ons sal openbaar die dinge wat noodsaaklik is om weg te neem met dit. Ek bid dit in die naam van die Koning van die Konings, Jesus Christus, ons Here. Amen.